Lekker kos is net die begin. Na mate ons ouer word, raak 'n gebalanseerde en voedsame dieet al hoe belangriker. Ons gesels oor waarom die regte voeding so 'n groot verskil maak aan ouer persone se gesondheid, energie en algehele welstand. Goeiedag, ek is Chanel Els, die voedseldiensbestuurder hier by Intyn Nikwa Aftreeoor. Vandag gaan ek 'n bietjie praat met Melinda Lennox, Freedom se dieetkundige. Sy gaan ons vandag vertel hoekom ons daagliks verskillende sagte dieete voorberei. Ja, dankie Chanel. Wanneer mens kos gee en werk met ouer persone, moet jy in ag neem dat baie van hulle tog mediese probleme het. So ons sal 'n bord kos aanpas vir iemand wat diabetes het, vir iemand met hoë cholesterol, iemand wat glutenvry moet eet of dalk laktosevry of dit net vir 'n kort tydjie is of vir 'n langer tyd. So dit is baie belangrik om te besef, ons kan nie vir almal net dieselfde bord kos gee nie, want ons moet werk rondom mense se mediese behoeftes, want voeding is so 'n belangrike deel van hoe jy 'n mediese probleem hanteer. En dan ook soos wat mense ouer raak en ons sit met mense wat redelik ouer raak deesdae en ook al meer mense wat sukkel om te sluk as deel van beroerte of demensie of so, moet ons kyk na verskillende maniere om kos sag voor te berei, sodat iemand maklik kan eet, dat hulle nie kan verstik nie, of sodat hulle nog kan kou wat hulle kan kou en maklik die kos sluk. So mens werk volgens internasionale riglyne, want is ook belangrik dat die kombuis verstaan wat 'n spraakterapeut vir ons sê, wat iemand kan sluk, wat kan die kombuis moet verstaan wat die eetkundiges of ander mediese personeel, dokters vir hulle kommunikeer, en ook tussen die susters en verpleegpersoneel in ons versorgingseenhede, dat almal op dieselfde bladsy is met watter tipe kos 'n ouer persoon wat sukkel om te sluk of om te kou kan sluk. So, ons het vandag 'n easy to chew vir 'n inwoner wat nie meer die vermoë het om groot stukke vleis te kan sny en kou nie. Ons het dan 'n sagte dieet wat ons die mince en mois noem. Dit is vir 'n inwoner wat nie meer die vermoë het om geen stuk kou nie. En dan het ons purees. Sal jy asseblief graag vir ons verduidelik hoekom ons eindig op 'n puree? Ja, so wanneer mense ouer raak dit 'n geval van hulle kan nie noodwendig meer kos in 'n groot formaat kou nie. En omdat mense soveel ouer raak en ook omdat ons sit met mense met demensie, dikwels omdat ons populasie al ouer raak, moet ons dan evalueer en kyk hoeveel kan hulle nog kou. Maar ons wil regtig nie dadelik spring van 'n gewone bord kos na 'n puree dieet waar alles heeltemal fyn gemaak word deur 'n voedselverwerker nie. So ons het hierdie verskillende stadiums van hoe fyn die kos is, sodat as jy nog kan kou, dan kan jy nog kou definitief. Dit is beter want jy kan nog absoluut herken wat jy eet op die bord. En die verskillende smake waardeer wat iemand nog wel wil doen. Maar dit raak ongelukkig soms nodig om die kos deur 'n voedselverwerker te sit, en dan is dit baie belangrik om te onthou vir gesondheid en gebalanseerde ete om nie net elke dag 'n bietjie sop of 'n bietjie pap fyn te maak nie. So al die kos wat die ander inwoners kry wat wel nog kan kou en sluk, dit maak ons dan fyn in 'n voedselverwerker. En as ons iets nie kan fyn maak nie, dan vind ons in die voedselgroep iets anders wat kan werk. So as ons nie 'n ontbytworsie kan fyn maak nie, dan vir proteïen in plaas daarvan gebruik ons byvoorbeeld yoghurt in 'n smoothie saam met die vrugte. So ons moet net seker maak altyd dat die persoon wat al sagter kos eet, nog steeds genoeg in totaal vir die dag eet, dat hulle nie gewig verloor en spiermassa verloor nie, maar ook dan dat hulle al die verskillende nutriënte inkry. In Freedom is ons baie sterk daaroor dat elke inwoner hulle voedingsstowwe moet inkry. Sal jy vir my asseblief 'n bietjie meer verduidelik oor die verskillende vereistes wat ons daagliks moet kan voorberei? Ons moet voldoen aan definitiewe vereistes vir die totale energie wat ons in kilojoules of kalorieë meet wat die inwoners inkry, die makronutriënte, die vet en die proteïen en die koolhidrate, en dan die hele rits mikronutriënte, vitamiene en minerale en so. So ons werk by baie streng spesifikasies. So 'n spesifikasie sê vir ons wat die porsie grootte moet wees van elke voedselgroep op die bord, en dan wanneer ek kyk aan die einde as ons 'n spyskaart
vasgestel het, dan doen ek 'n analise en kyk of elke dag genoeg nutriënte inkry en of ons in die week van alles inkry. En as iets mis, iets kort kom, dan sal ek sê, weet jy, ons moet sê maar 'n ekstra vrug iewers in die week inwerk want daar's nie genoeg Vitamiin C en so nie. En dit is veral vir ons verskriklik belangrik waar 'n persoon 100% van hulle inname van kos afhanklik is van ons. So wanneer ons die ontbyt en die middagete en die aandete en die tussenhappies alles voorsien en die drinkgoed nog, en daai persoon geensins meer op hulle eie vir hulle kos koop of kos maak nie, dan is ons absoluut verantwoordelik om vir hulle al die nutriënte te laat inkry wat hulle doen. So dit is 'n redelike streng proses waardeur ons gaan. Dit is nie die persoon wat die kos maak wat elke oggend dink, ek wonder wat ek op die bord gaan sit nie. Daar's vasgestelde spyskaarte van waar jy nie sommer kan afwyk sonder 'n goeie rede nie. En dan jy verstaan en leer ook om in 'n spesifieke voedselgroep iets te ruil wanneer iets dalk wel nie beskikbaar is nie. Wanneer ek 'n nuwe spyskaart wil implementeer, dan stuur ek dit aan na jou. Wat doen jy daarmee? Ja, so as die eetkundige eersins weer, soos ons gesê het, dan maak ek seker alles wat jy daarop het, al die voedselgroepe is daar, verskeidenheid kos, al die nutriënte word voorsien. En dan vra ek vir jou mos, wie is dit wat ook nog saam eet? Watter mediese probleme het hulle? So dan sal jy byvoorbeeld vir my sê, weet jy, ons het 'n glutenvrye spyskaart nodig om by die gewoonte in te pas en dan maak ek die aanpassings. So oral waar daar 'n voedselgroep is wat gluten dan in het, sal ek dan vir jou 'n alternatief op die spyskaart sit. Sal jy met diabetes, so ek sal sê, weet jy, hierdie koolhidraat gaan nie werk vir die diabetes nie, so hierso is 'n beter opsie in plek daarvan. So ons probeer hou die maaltye, almal se borde kos redelik na aan die oorspronklike bord wat iemand eet met geen voedingsprobleme nie, wat net 'n lekker bord kos kan eet. Tweeledig, want almal hou daarvan om regtig maar dieselfde kos te eet. Niemand wil nou iewers skielik heel ander kos eet nie. Dit maak vir ons in die kombuis ook dan seker dat ons weer eens al die nutriënte inkry vir die persoon. So dan sal ek dit aanpas vir al die spesiale dieete, sodat jy weet dat die eetkundige het daarna gekyk en die nodige kennis is daarin, sodat die persoon wat eet en hulle familie seker kan wees, ons kyk na hulle voedingsbehoeftes, almal se voedingsbehoeftes. Ek is verskriklik dankbaar dat ons as 'n Feedom soveel kundigheid kan hê om vir elke inwoner elke dag hulle voeding te gee wat hulle nodig het. Baie dankie. Dis 'n plesier en ek is weer dankbaar dat ons goeie voedseldiensbestuurders soos jy het wat 'n oogie hou in die kombuis as ek nie elke dag hier is nie.